Ek wil voortgaan met, waarmee ek verlede week begin het en ek verstaan dat 'n mens kan nie, ehm, net oor dit preek nie, maar ek het begin verlede week oor die onderwerp van wat is God se plan, sy doel en die uiteindelik van pyn, van lyding, van hartseer, van boosheid. Ons het 'n baie diep teologiese gesprek gehad oor dit. Um Maar ek wil hê dat jy moet vandag se boodskap sien in konteks van verlede week se. As jy dit nie het nie, asseblief gaan luister dit op ons Facebook. Um maar ja, voor ek begin, ons het verlede week gekyk na die tydelikheid van pyn en van boosheid. It's not gonna be forever. Evil has a expiry date. Boosheid het ons gesê is soos roes. Goedheid is soos metaal. Metaal kan bestaan al vat jy die roes weg. Maar roes kan nie bestaan as jy die metaal wegvat nie. So boosheid opereer in teenstelling met die lig. En ons het gesien verlede week, as ons net op ons huidige lyding fokus, sonder om deur dit te kyk na wat God se uiteindelike plan is, maar wat vir ons voorlê. As 'n mens dit nie deur dit kyk nie, dan kan jy gou in wanhoop val. So ons moet kies. Ons moet kies soos wie ons wil wees. Ek het gesê mens kan op twee maniere sterf. Jy kan sterf soos Job se vrou of jy kan sterf soos Job. Job se vrou het gesê vloek God en sterf. Maar Job het gesê, though he slay me, yet I will praise him. Amen. Nou, pyn in ons eie lewens is onvermydelik. Daar's nie so iets as 'n pynvrye lewe nie. Nie in hierdie lewe nie, die een wat kom, ja. Nie in hierdie lewe nie, maar pyn verander ongelukkig sommige mense in heiliges en ander mense in duiwels. Maar wat maak die verskil? Is hoe ek kies om te reageer. Hoe ek gaan toelaat dat pyn my bitter gaan maak of pyn my beter gaan maak. Dieselfde senuwee in 'n mens se liggaam wat plesier bring, kan ook pyn bring. Geestelik werk dit ook so. Dieselfde hart wat kan oorloop van vreugde, is dieselfde hart wat gebreek kan wees en gebroken kan word. Dieselfde liefde wat genees, kan ook wond. Maar pyn beteken nie jy is verlore nie. Pyn beteken jy's nog lewendig. Die pyn, die kruis was die plek waar pyn en plesier mekaar ontmoet het. By die kruis het die grootste pyn, die grootste verlossing gebring. He endured the cross for the joy that was set before him. Pyn en vreugde het deur ons verlosser gevloei. Dieselfde hand wat die verlorenes gered het, is die hande wat deurboor is. Dieselfde rug wat
deur wie ons wonde genees is die rug wat sla en katshoue gevat het. Daai selfde rug wat die wêreld gedra het daar voor genesing gekom. Dieselfde hart van Jesus wat die wêreld liefgehad het, is gebreek daarvoor. So here is the thing. If you can hurt deeply, you can feel deeply. If you can feel deeply, then you can love deeply. Because pain reveals our capacity. It reveals our capacity. Nou asseblief ek is oop vir enige ander verduideliking van hierdie onderwerp. So your tolerance to pain creates your capacity. The tolerance to pain creates your capacity. Die dilemma is die meeste mense leer nie uit hulle pyn nie. En hulle gebruik nie hulle pyn om ander mense te help nie. Somebody once said, never let the pain go to waste. Never let the pain go to waste. It was pain that learned me the power of prayer. It was pain that learned me the depth of worship and of praise. Pain brings power. Pain brings power. Nou in my eie lewe het ek nou al agtergekom as 'n herder of as 'n leraar. As 'n herder wil die Here my lewens ervarings wat ek deurgemaak het gebruik as modelle vir die mense vir wie ek preek. Want ek kan nie net teorie preek nie. Soos Paulus gesê het, ek sal nie van iets spreek wat Christus nie deur my gedoen het nie. So ek kan nie net teorie teach nie. En Paulus sê, hy sê in 1 Tessalonisense 2:4, terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe. Nou, sulke tipe prediking word geïnkarneerde prediking genoem, geïnkarneerde prediking, wanneer jy nie net die woord van God gebruik nie, maar jy gebruik ook jou eie lewe en hoe die woord daardeur gevloei het. Dis waar die woord vlees word. Jesus is die logos, maar hy is ook die rema. Hy is die woord wat vlees word. En ek moet modelleer wat ek geleer het uit die teorie wat ek kry uit die skrif. So ek wil met u deel in my eie persoonlike lewe wat ek van pyn geleer het. Kan u dit handle volgens? Ek kan baie van u vra om hieroor te preek en ek seker u sal dalk beter doen as ek. En ek twyfel geensins dat hier niemand is wat nie pyn in sy lewe het nie. Nou ek wil sê die volgende: God sien jou pyn. Daar's oomblikke wat niemand anders jou pyn sien nie en dit kan verstaan nie. Maar luister wat sê Psalm 56. He says, "You keep track of all my sorrows. You have kept a record of my tears." You have keep track of my sorrows. You've kept a record of all my tears. Nou, dis waar daar's verskillende tipes pyn. Daar's fisiese pyn. Dan is daar emosionele pyn, daar's neurologiese pyn. Daar is konflik in ons lewens.
Daar mag finansiële pyn wees. En die ergste pyn is seker die pyn van verwerping om of eensaam te wees. Jy mag sukkel met pynlike gedagtes, pynlike herinneringe. Dis 'n groot een vir baie mense. Hoe om pynlike verlies te hanteer, pynlike waarhede wat ons moet wat moeilik vir ons is om te konfronteer in ons eie lewe. En ek wil volgens net sê, my hart gaan uit na mense wat hier sit met pyn. So, dit help om pyn te sien as 'n waarskuwingslig. Reg? As iets verkeerd is in jou lewe, in jou familie, in jou, is pyn altyd 'n waarskuwingslig. Kom ek vra vir jou, as jy in die kar ry en 'n waarskuwingsliggie kom aan, bel vir David. Moet dit nie ignoreer nie. Want die probleem gaan nie opgelos word deur nie dit aan te spreek nie. Nee, dit help nie om 'n stiker oor dit te plak nie. Dit kan nie die bron van pyn oplos nie. En om pyn te ignoreer net in ons lewens is nie 'n goeie idee nie. Want dit is 'n waarskuwingsliggie dat iets is verkeerd. So, daar is 'n doel met pyn. Vandag wil ek vir jou 5 maniere leer hoe God enige pyn tot jou voordeel kan gebruik. Ongeag die bron. Met ander woorde, ek glo dat God kan of iets goeds is of iets slegs is wat na jou in jou lewe gekom het, kan God gebruik tot voordeel van jou. Of jy die pyn oor jouself gebring het, swak keuses gemaak het, ander mense pyn in jou lewe veroorsaak het, of jy onskuldig is, en of Satan jou probeer aanval en afbreek. Maak nie saak wat die bron is van jou pyn nie, God kan dit omdraai. En ek hoop julle gaan notas maak, want julle gaan dit dalk die res van julle lewe nodig hê. So, 5 maniere hoe God ons pyn tot ons voordeel gebruik is. Nommer 1. God gebruik pyn om my te rig. Hy gebruik pyn om my te rig. Spreuke 16:9 sê die hart van mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. The steps of a righteous man are ordered by God. Whether it was pain, whether it was pleasure, the steps of a righteous man are ordered by God. Die Here rig ons voetstappe. Soveel van die pyn, soveel van die tyd is ons nie hiervan bewus nie, maar agter die skerms gebruik God selfs ons keuses om ons voetstappe te rig. Nou, natuurlik sou God verkies om ons te lei net deur sy woord. Sy woord is genoeg. En as jy doen wat hy sê, sal dit waarskynlik al wees wat God hoef te gebruik in ons lewens. Hy verkies om jou net deur sy woord te lei, maar ons is nie altyd in sy woord nie. En soms om jou te rig, die regte pad te plaas, is daar 'n tweede ding wat God kan gebruik, en dit is pyn. Job 36 vers 15 sê, hy red die elendige deur sy ellende.
Hy red die ellendige deur sy ellende. Is dit wat daar staan? Kan julle amen sê? Okay. Hy red ons deur ons ellende en open hulle oor deur verdrukking. Deur verdrukking. Het dit al ooit met u gebeur? Psalm 32 vers 8 sê, kyk, I will instruct you and teach you in the way which you shall go. I will guide you with my eyes. Will guide you with my eyes. Be not as the horse or a mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with a bit and bridle, lest they come near unto thee. So die Here sê, moenie soos 'n perd wees, wat jy 'n stang in sy bek moet draai nie. Hy sê, I will guide you with my eyes. Ek het daai ding agtergekom toe ek 'n klein laaitie is in die kerk, was ek baie stout en baie rond beweeg. My ma het mooi klavier gespeel hier voor en sy lyk so heilig. Maar sy watch my so. En dan sy weer met die Here besig gaan watch my so. En as ek stout is, dan kry my ma so kyk in haar oë. So she guided me with her eyes from the front. God says he wants to guide us with his eyes. Not like a mule, nie soos 'n bit in ons tande nie. Dit is 'n klein roertjie op 'n boot wat hom van rigting laat verander. So Paulus het vir die gelowiges wat in Korinte is, wat pyn ervaar het in hulle lewe, die volgende gesê. Hy sê 2 Korintiërs 7:9, nou is ek bly nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Want julle was bedroef volgens die wil van God. Paulus is nie bly dat hulle seer gemaak is nie, maar is bly dat God die seer kan gebruik om ons te rig. Dit rig ons. Hier het Dawid gerig. Dawid sê in Psalm 119 vers 71, toe hy besef hierdie dinge wat in sy lewe gebeur is om hom te rig, sê die volgende. Psalm 119 vers 71. Ek wens daar skriffies wat 'n mens net nie in die Bybel was nie, maar hier's nou een van hulle. Dit sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge kan leer. Ek kan aanvaar as daar nie amens is nie. C.S. Lewis said the following, God whispers to us in our pleasures, but he shouts to us through our pain. Pain is God's megaphone to a dying world. So, die eerste voordeel van pyn is dat God dit ten goeie kan gebruik en dit jou kan rig. Die tweede een, God kan pyn gebruik om jou te korrigeer, aan te spoor tot aksie. Want pyn is 'n katalisator. Dit kataliseer 'n aksie, soos niks anders in ons lewens kan nie. Pyn spoor ons aan om dinge te doen wat ons nooit sou doen nie, wat ons eerder sou uitstel. Dit por ons aan. In my eie persoonlike lewe wil ek oefen 'n paar keer 'n week, nie omdat ek wil nie, maar omdat ek moet. Want as ek oefen, dan help dit. Amen. Is vir my snaaks. Iemand het eendag vir my gesê, people don't change because they see the light. They change because they feel the heat.
People don't change because they see the light. They change because they feel the heat. So ek wil eerlik wees vanoggend, wanneer laas het jy besluit om tandarts toe te gaan? Dit was toe jy te veel pyn gehad het, dat jy tandarts toe gegaan het. Dis wanneer jy pyn gehad het en die pyn uiteindelik jou geforseer het om 'n afspraak te maak. Maar soms kan God 'n pynlike ervaring gebruik om ons te korrigeer. Jy weet, daar's 'n verskil tussen dissipline en tussen straf. As jy ouer is, dan wil jy nou luister. Ons verskil tussen dissipline en tussen straf. Jy moet nooit jou kinders straf nie. Die Bybel sê jy moet hulle dissiplineer. Want daar's 'n verskil tussen straf en dissipline. Straf is 'n betaling van die verlede. Maar dissipline is opleiding vir die toekoms. Dissipline is nie straf nie. Dissipline is opleiding, is korreksie. Want soms gebeur iets slegs in ons lewens en ons dink God straf ons, maar God is nie besig om ons te straf nie. Hoe nie? Want hy het alreeds al die straf op sy seun Jesus geplaas. En as God ons nou moet straf, dan is dit double jeopardy. God straf nie 2 keer vir dieselfde oortreding nie. So God straf ons nie, as iets slegs gebeur in jou lewe, is dit nie straf nie, but it is correction. Dis opleiding vir die toekoms. Elke sonde wat ons ooit gepleeg het, is alreeds betaal. So God straf jou nie. Hebreërs 12 vers 8 sê, hy tugtig wel die wat hy liefhet. So, Job 5 vers 17 sê, Job sê die volgende, hy sê, kyk gelukkig is die man wat God kastei. Verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. So, wat was dit wat daai jongman in die verlore seun se verhaal na sy vader gedryf het? Dit was honger en dit was pyn. What made him turn back to his father? Hy moes die pele van die varke eet, tussen dit sit. En toe sê die Bybel, het hy tot sy sinne gekom. Wie van julle weet, jy moet nie Checkers toe gaan as jy honger is nie. Jy moet nie inkopies gaan doen op 'n leë maag nie. Jy spend baie meer as wat jy moet. Maar dit was die honger van die pele. Die honger en die feit dat hy pele moes eet wat hom uiteindelik gesê het ek sal opstaan en na my vader toe gaan. Ek wil 'n persoonlike getuienis gee in my lewe en al my jare wat ek met die Here stap. Kan ek julle vertel, ek het meer geleer uit my pyn as uit my plesier. Meer geleer uit my teleurstellings en my mislukkings as uit my suksesse. Al die belangrikste dinge wat ek in die lewe geleer het pyn my geleer. Die man wat nog nooit gelei het nie, het nog nooit geleef nie. So pyn leer jou dinge wat geen ander manier geleer kan word nie. En wanneer dit gebeur, moet nooit dink God straf my nie. Amen. Nommer 3. God gebruik pyn om my te weeg. To weigh me. In ander woorde, om wat werklik binne in my is,
te openbaar en om my karakter te toets. People are like tea bags. You don't know what's in them until you put them in hot water. Job 7 vers 17 sê, wat is die mens dat u hom so hoog stel en dat u op hom ag gee? En dat u hom elke môre soek, elke oomblik hom op die proef stel. So, God inspekteer ons. Jesaja 48 vers 10 sê, ek het jou beproef in die smeltkroes van ellende. God gebruik pyn om ons karakter te toets. Kan ek 'n amen kry? God gebruik pyn om my toewyding te toets. God gebruik pyn om my geloof te toets. En baie keer vergelyk die Bybel dit met 'n louterende vuur. So ek wil vir u vra, as jy deur enige soort pyn gaan, laat jy toe dat die onsuiverhede uitbrand. Wat iets moet wegbrand en wat uiteindelik sal oorbly is suiwer goud. Wat moet wegbrand? Wel, trots moet wegbrand. Selfgesentreerdheid moet wegbrand. Amen. Materialisme moet wegbrand. Ongeduld moet wegbrand. Want pyn is 'n metingsinstrument. Jou reaksie op pyn openbaar baie oor jou. Karakter is wat jy werklik is. Nou, dit is moeilik om 'n show te hou as jy in pyn is. William Shakespeare het gesê, it's difficult to be a philosopher with a toothache. Jou geloof word gemeet aan jou reaksie op pyn. Jou toewyding word gemeet aan jou reaksie op pyn. Jou integriteit word gemeet aan jou reaksie van pyn. Jou pyn wys hoe volwasse jy is. Nommer 4. God gebruik pyn om my te bewaar, te beskerm. Dis iets wat ons nie altyd besef nie, want Psalm 91 vers 3 sê, want hy is die wat jou sal red uit die net van die voëlvanger. Met ander woorde, God red ons van 'n vangstrik. En as jy vra watter vangstrikke, wel oral om ons is daar verborge strikke wat Satan in ons lewens inbou, wat die wêreld inbou, wat die vlees in 'n mens se lewe inbou. Maar God kan selfs pyn gebruik om te keer dat jy in 'n onsigbare lokval instap. God kan pyn gebruik om jou te beskerm. Partykeer verhoed pyn in ons lewens dat ons pyn in 'n groter area van ons lewens sal ervaar. Soms beskerm pyn jou teen iets ergers. Verhoed jou van groter skade. Byvoorbeeld, jy kry koors. Koors waarsku jou dat daar 'n infeksie is wat jy aan aandag moet gee. Soms kan 'n klein pyn in jou lewe jou waarsku oor lewensgevaarlike siektes in ons liggaam. U onthou almal die storie van Josef. Sy hele lewe lank vir 40 jaar het hy ongelooflike verwerping deur sy broers, rasisme, is hy vals beskuldig, van verkrachting, is hy in die tronk gegooi. Maar God het dit alles gebruik vir sy oomblik.
toe hy hom verhef. En hy is jaar na jaar pynlik mishandel. En as hy later terugkyk en hy staan voor sy broers, dieselfde mense wat hom leed aangedoen het. As hy voor hulle staan, sê hy die volgende in Genesis 50 vers 20, nadat die Here hom opgetel het, sê hy die volgende: But as for you, you thought evil against me, but God meant it for good. Ek sê vir vrou my, dis vir my so mooi, weet jy dat Josef het 2 seuns gehad daarna. Een se naam was Manasse en die ander een Efraim. Nou as jy gaan kyk na die naam van Manasse, Manasse beteken God has caused me to forget. Dis die eerste seun se naam. God has caused me to forget. Sy tweede seun se naam is Efraim. Efraim beteken double fruitfulness. Genesis 41, kom ons lees dit. Hy sê, en die tweede het hy Efraim genoem, want hy sê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. So Efraim beteken fruitful in painful places. Manasseh beteken God has caused me to forget. Ephraim beteken fruitful, painful places. En elke keer as hy na daai 2 laities gekyk het, het hy gesê God has caused me to forget. And he made me fruitful in painful places. Maar daar's nog een manier en dis nommer 5. God gebruik pyn om my te vervolmaak. Margaret Carlson het 'n boek geskrywe 'n paar jaar terug met die titel Grace Grows Best in Winter. Grace grows best in winter. En sy het sê dat 'n boom groei die beste in die somer boogronds. Maar hy groei die beste ondergronds in die winter. Sy sê die energie van die boom word na sy blare gestoot in sonnige tye. Maar hy sê wanneer dit daar donker tye is, dan word die energie van die boom getap na sy wortels sodat hy kan vestig en sterker word. Ek het so 'n doringboompie wat in my huis staan. Hy's groen in die somer, maar in die winter lyk dit asof hy dood is, maar hy is besig om wortels te skiet in 'n donker seisoen. Jakobus 1:3 sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees. Ons is maar mense moeilike dinge. Ons wil eerder 'n pilletjie vat vir 'n pyn. Ons wil eerder 'n seminaar bywoon of 'n boek lees sonder om deur in die proses van pyn te gaan. Ons wil volwassenheid hê, maar jy kan nie volwasse raak sonder pyn nie. Hoe kon Dawid sulke kragtige, pragtige psalms skryf? As jy na sy lewe kyk, hy's deur die profeet oorgesien, sy boeties is raak gesien. Hy moes uiteindelik daar van die veld af moes hulle hom roep, want hulle het nie gedink hy sal ooit die een wees wat 'n koning kan word nie. Hy moes vlug van Saul sy hele lewe lank, hy moes in grotte bly. En tog, die meeste van die tyd
In Dawid se lewe is hy vervolg, maar hy het tog die mooiste woorde uit sy diepste pyn geskryf. En ek wil weer sê wat ek laasweek gesê het. God se krag word nie altyd gewys in ons sterkhede nie. God se krag word nie altyd openbaar in ons sterkhede nie. Paulus sê baie liewer sal ek in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon. Amen. Die wêreld sê wees sterk, verberg jou swakhede, maar God sê roem in jou swakhede. Wees sterk op die genade van die Here. Maak staat daarop. Weakness attracts grace. Amen. Weakness attracts grace. Swakheid trek genade. Swakhede het 'n aantrekkingskrag na God se genade. The sacrifices of God is a broken spirit. A contrite heart, O God, you will not despise. God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederige. Because it is weakness that humbles us. And humility attracts God's grace. Amen. Ons grootste swakhede word God se grootste platform. Weakness creates space for God to work. I said last week that, and this is good to not say it again. That's why I'm saying it again this morning. Grace runs. In the prodigal story, the father came running to his son that smelled like a pig, that looked like waste. He ran towards him while he was guilty. Grace ran to him. Imagine drowning in a sea. Religion will throw you instructions. The law will throw you a rule book. But grace will jump in. Amen. Familie, ek wil vra my oor te sluit. Nog mense wees wat seer het en wat moeg is. Mense wat mag bid en voel asof die hemel toe is. Maar vanoggend sê God dat my genade is vir jou genoeg. My grace is sufficient. En hier is die oomblik van grace. Die oomblik van genade. Ek gaan nie vra om vorentoe te kom nie. Maar ek wil u vra om te staan. As u op die oomblik deur 'n pyn gaan, deur 'n lyding gaan, deur 'n beproewing gaan. Ek wil u net vra om te staan. Jesus sê, kom na my, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Ek wil vir julle sê, die krag van God werk deur ons swakhede. Volgens weet ons Here, pyn is onvermydelik, maar ellende is opsioneel. So ons wil nie die straf vat van pyn nie.
Jesus, U is 'n God wat saam met ons gelei het. U het Jesus gestuur wat nie gespaar is van pyn nie. U het nie die boek gegooi nie, U het die Seun gestuur na ons toe. En daarom vanoggend, Here, wil ek U vra om elke swakheid, elke pyn, elke lyding, elke siekte saam met ons te stap. Ons saam deur te vat na die voordeel wat daar in dit is in ons lewens. Here, ons wil Manasse uitroep. Ons wil Efraim uitroep en sien eendag wat U gaan doen. Gebruik hierdie pyn, Here, om my te laat groei en my meer soos U te maak. Ek wil vra as daar mense rondom die mense sit, net die hand op hulle te plaas. Dankie, Here Jesus. Oh God, we thank You this morning, Lord, that You love us, that You care for us. Pray, Father, where there is pain, that healing will come, that wounds will be bound. Your anointing is healing. And so I pray that this day will be the changing of the season. This day is the day that we give to You our sorrows, and we cast it on Jesus, for He cares for me. And now I pray, Lord, that healing will start. Healing will flow. Grace will run as we come into Your presence, because You are the only one that will dry away all tears and all pain and all sorrows. And so we thank You that we can touch You this morning and receive Your grace in our pain, in the name of Jesus. Amen.